Ons skriflesing vanoggend is uit die boek van 2 Kronieke 7 vanaf vers 11 tot 22. Ons kernvers gaan vers 15 wees. Ek sal 'n oog hou oor hierdie plek en luister na elke gebed wat hier opgestuur word. Die afgelope ruk verstaan ek nie wat die Here eintlik besig is om vir my te sê nie. In die begin, toe ek begin praat het, of ek begin preek het, sal jy kan onthou dat ek vir jy gesê ek worstel. Here, kom gee vir my hierdie boodskap. En teen Woensdagoggend sê ek vir my vrou, maar ek het nog niks van die Here gehoor nie. Ek soek en ek vra, Here, wat is die boodskap wat jy vir my moet gee? Donderdagoggend kom 'n skrifgedeelte deur op die gebedsgroep. 2 Kronieke 7 vanaf vers 14 tot 15. En ek weet, die Here sê hierdie is die skrifgedeelte vir vanoggend. En ek wil julle eerstens deurvat en net verduidelik van die begin af van 2 Kronieke af. Want partymal sal dit dalk nie vir jou sin maak nie, of partymal verstaan ons dit nie as ons net inspring by hoofstuk 7 nie. 2 Kronieke 7. As jy daarna toe blaai, gaan ek eers so 'n bietjie van die agtergrond gee oor die boek van Kronieke. 2 Kronieke gaan oor die voorbereiding van die bou van Salomo se tempel. Salomo het 'n profesie wat aan Dawid gegee is, het hy gevat en hy bring dit tot vervulling om die tempel te bou vir die Here. Hoofstuk 2 gaan oor hierdie voorbereiding van Salomo se tempel. En ek wil hê jy moet noukeurig oplet dat hierdie tempel is nie net gebou uit van ek gaan dit nou doen en dis hoe dit gaan werk en dit is my plan nie. Alles was voorbereiding en sorgvuldige beplanning gewees toe Salomo begin het om hierdie tempel te bou. In hoofstuk 2, 3 en 4 van 2 Kronieke word die tempel gebou op die berg Moira in Jerusalem. En as jy die geskiedenis ken van die Bybel, van jy weet dat hierdie tempel, of hierdie plek waar die tempel gebou is op die spesifieke plek waar Abraham vir Isak moes geoffer het. Dis waar hy die tempel moes gebou het. Dis waar God vir hom gesê het, dit is waar jy die tempel vir my dan moet bou. Alles wat gedoen is, en wanneer jy die hoofstuk lees, en hy vertel jou van die altare, en hy vertel jou van die kandelare, en hy vertel jou van die waskom, en alles wat gemaak is, alles was gemaak spesifiek met die doel vir aanbidding. Tempel is geskep en hy is gemaak op hierdie plek waar Abraham vir Isak moes geoffer het en waar God die uitkoms gegee het vir hom toe hy hom die ram gegee het in die plek van Isak te offer. Dis hier waar God homself weer wys aan sy volk Israel. In hoofstuk 5 lees ons van die ark van die vrede verbond wat ingebring is deur die Lewiete en wat in die tempel geplaas moet word. Toe die priesters uitkom, nadat hulle die ark met die 10 gebooie geplaas het en hulle uitkom, toe het die heerlikheid van die Here die huis gevul soos 'n wolk. Die Here is goed, sy liefde bly tot in ewigheid. Hy sê vir sy mense, hy sê vir die volk van Israel, ek kom en ek kom woon onder die mense. Ek kom en ek kom maak my tuis in die huis van die Here, wat ek goed gevind het, om vir my gebou te word en waar die aanbidding vir my sou plaasvind. In hoofstuk 6 staan Salomo voor die volk en hy begin om te bid. Die tempel is gereed, die ark is daar en alles is reg en die tempel gaan nou toegewy word aan die mense, of die mense aan God. En hy herken, en hy bid hierdie gebed en hy vra in hierdie gebed, maar sal God werklik op die aarde kom woon? Kyk, die hemel, ja die hemel van die hemele kan u nie bevat nie. Hoeveel minder hierdie huis wat ek gebou het. In hoofstuk 6 vers 18 sit hy hierdie gedeelte. Hy sê, sal God werklik kom woon in hierdie huis? Hy bid vir vergifnis. Hy bid vir oorwinning wanneer hy met God praat. Hy bid vir reën, hy bid vir die vreemdeling. En hierdie is interessant.
Hy bid vir die vreemdeling, enige iemand wat in die land sal inkom, wat dalk nie 'n Israeliet is nie, maar wat wil kom aanbid in die tempel, sal welkom wees om te kom aanbid in hierdie tempel tot God. Want jy sien, die tempel het gegaan oor die aanbidding. Die tempel het hy gemaak en hy het geskep, sodat die mense kan kom aanbid. Dan hoofstuk 7, en dis die gedeelte waar ons gaan stilstaan. God antwoord Salomo se gebed. Vuur kom uit die hemel en verteer die offer. Die heerlikheid van die Here vul die tempel. God verskyn snags aan Salomo en sê, ek het hierdie huis gekies en geheilig dat my naam daar vir altyd sal wees. En ek wil jy met hierdie in die agtergrond hou oor wat sê die Here vir ons as 'n gemeente vanoggend? Wat sê die Here vir ons as die kerk vanoggend? Hoekom het dan Salomo hierdie tempel gebou? Hy het eerstens die tempel gebou vir God se naam en die aanbidding. Daar was 'n permanente plek waar Israel God kon ontmoet, offers bring en feesvier. Nie omdat God dit genodig gehad het nie, maar omdat die mens 'n plek nodig gehad het om saam met God te kon aanbid, net soos ek en jy vandag. Dis hoekom ons die kerk nodig het. Dat mense saam kan kom en mense saam kan kom aanbid vir die God wat ons nodig het. Die tweede punt hoekom hy die tempel gebou is om die verbond te sentreer. Die ark met die 10 gebooie moes 'n tuiste kry. Die tempel word die hart van die nasie se verhouding met God. Dis hier waar hulle intiem met God verkeer, dis hier waar die wolk is, dis hier waar hulle besef God is onder ons. Dit wys vir ons dat God is nie 'n God van afstand nie, maar hy wil woon onder sy mense en bemoeienis maak met sy mense. Die derde punt hoekom hy die tempel gebou het gebou as 'n teken van God se belofte aan Dawid. God het aan Dawid beloof sy seun sou 'n huis vir hom bou. 2 Kronieke 6 vers 10. Die Here het sy woord gestand gedoen wat hy gespreek het. Dit was gehoorsaamheid van Salomo en om die profesie te vervul, toe bou hy namens sy pa. Dawid het nie die tempel gebou nie. God wou nie gehad het Dawid moet die tempel bou nie. Hy wou gehad het spesifiek Salomo moet die tempel vir hom bou. En daarom het Salomo die profesie in vervulling gebring, dis hoekom hy die tempel laat bou. Ons begin by 2 Kronieke 7 vers 11 tot 22. In die eerste gedeelte in 2 Kronieke 7 gaan dit oor die vuuroffers en die offers wat gebring is vir die Here. Vers 11 sê, so het Salomo die tempel van die Here as ook die koninklike paleis voltooi. Hy het alles wat hy beplan het om te doen, suksesvol afgaan. Dit was 'n prioriteit by Salomo. Was 'n prioriteit om te doen dit wat die Here wil hê. En daarom bou hy die tempel en hy bou die koninklike paleis, soos wat dit moes gewees het in die begin. Want Salomo was in die begin, was hy lief gewees vir God. Hy was 'n regverdige koning in die oë van die Here. Later van tyd het hy so bewus geword en het hy lief geword vir heidense vroue, dat dit sy hom tot 'n val gebring het. Maar in hierdie tydstip is sy hart nog reg met die Here. Vers 12 sê vir ons, en een nag het die Here aan Salomo verskyn en gesê, ek het jou gebed verhoor en het hierdie tempel vir myself gekies as die plek waar daar offers vir my gebring moet word. Hy sê, ek het hierdie plek gekies. Ons dink hierdie kerk is toevallig hier, so hierdie kerk is nooit toevallig hier nie, God het dit so beplan. Want hierdie moet die plek wees waar ek en jy kom om ons offers en ons aanbidding tot God te bring. Hierdie is 'n plek waar die gemeenskap moet kan wees, enige iemand, en daarom sê hy, selfs al is dit 'n vreemdeling wat by hierdie kerk instap, hy moet welkom kan voel om God te kan aanbid in hierdie plek, want God het gekies dat hierdie 'n plek van aanbidding moet wees tot eer en verheerliking van sy naam. Hier moet ons offers bring. Hoe bring ek my offer? Ek bring my offer met my aanbidding en my lofprysing. Ek bring my offer deur middel van my tiende. Ek bring my offer deur my broers en my susters te bemoedig en te bedien met gawes wat God vir my gegee het. En my vrou sal met help daar te wees was. Toe maar wag hy weer. En daar is ons weer aan die gang. Vers 13. Hoor wat sê God. Hy praat met Salomo en hy sê vir God, soms sal ek die hemel toesluit sodat daar geen reën val nie.
God sê, partymal sal ek dinge laat doen, want ek is die een wat bepaal, en ek is die een wat weet wat is die beste, en daarom sal ek sekere dinge toelaat. Ek sal nie reën gee nie, daar sal nie droogte wees. Of ek kan bepaal dat sprinkane julle oeste opvreet, of ek kan dalk pla onder julle stuur. Jy moet mooi hoor vanoggend, God praat nie net oor goedheid en guns nie. Hy praat nie oor prosperity nie. Hy sê vir ons, hy bepaal wat kan met ons gebeur. Hy kan bepaal dat hy dinge oor ons pad bring wat hy ons nie dalk verstaan nie. Maar hy is in beheer, net soos met Job. Job het nie verstaan hoekom het hy alles verloor nie. Job kon nie verstaan nie, maar dit het nooit oor Job gegaan nie. Dit was tussen God en Satan gewees. God het vir Satan gesê, jy kan doen met my diensknegt wat jy wil. Job was nie eers bewus daarvan nie, want dit het in die hemel gebeur. Jy sien, ek en jy kan nie voorskryf vir God wat hy moet doen nie. En dan partymal verstaan ek en jy nie hoekom God dinge doen nie. Wanneer die volk wat my naam dra, hulle verootmoedig en bid, en my weer soek en hulle afkeer van hulle bose lewens, sal ek in die hemel hoor en hulle land gesond maak. Ek praat iets aan. Ek sê, dis die voorwaarde wat ek het, dat wanneer hulle tot my bid, wanneer hulle my aangesig soek, wanneer ek op die troon is en regeer in hulle lewens, God gee 'n belofte van herstel in vers 13 en 14. Maar die belofte gaan daaroor dat hierdie belofte kan net tot vervulling kom wanneer daar nederigheid is. Wanneer ons buig voor God en ons erken ons afhanklikheid van God. Onthou jy die preek van laasweek? Van die boompie Psalm 90? Ons is nietig en verganklik, maar God is daar en ons moet gewortel wees in God, ons het hom nodig. Hy sê dat wanneer ek en jy sal bid in 'n tyd van nood, dan sal hy ons gebed verhoor. Hy maak 'n belofte en hy sê, soek my aangesig. 'n lewende verhouding, nie 'n ritueel nie. Nie iets wat net gedoen word elke keer op dieselfde manier en op dieselfde ding, en ons is so gewoond daaraan, en ons doen dit maar net, omdat dit is nie hoe God is nie. God is 'n God wat dinge nuut maak en vars maak. En partymal wil ons stop daar, want ons soek 'n ritueel en nie 'n lewende verhouding met God nie. Hy gee vir hulle 'n belofte. 'n belofte wat van toepassing is 'n daadwerklike wegdraai van sonde. Hy sê draai weg van sonde. Hierdie beginsels geld steeds vir die kerk en vir die gelowiges vandag. Wanneer ek praat van die kerk, praat ek van die gemeente. Wanneer ons as gelowiges saam by mekaar kom, ek praat nie oor die gebou of die denominasie nie. Wanneer ek en jy nederig is en wanneer ons voor die Here buig en ons erken dat ons van hom afhanklik is en dit word 'n leefstyl by my en vir jou, dan gee hy hierdie beloftes vir my en vir jou. Hy gee 'n belofte van goedheid en guns. Hy gee dat sy begeerte is dat ons in 'n lewende verhouding staan en ons kom nie net om onsself te please op 'n Sondagoggend. Ons kom nie want dit is eintlik die regte ding, jy weet ek gaan wel ongelukkig wees as ek nie kerk toe kom nie, so ek kom maar net kerk toe omdat ek kerk toe moet kom. God soek dit nie, hy soek 'n lewende verhouding, 'n daadwerklike drang. 'n boer wat sy plante sien verdroog, 'n boer wat sy landerye sien en die mielies kom nie op nie. Hy kla. Wow, kyk my mielies is besig om te vrek, hoor, daar gaan nie 'n oes wees nie. Maar die herstel kom in die mielies as hy water gee op daai mielies. Jy sien, as hy sit en hy kyk na die oes en hy kla oor die oes, maar hy doen niks omtrent dit nie, gaan hy nie 'n oes hê nie. Maar wanneer hy daadwerklik opstaan, en wanneer hy begin om water te bring en om by te voeg en alles, dan begin dit groei. Partymal is dit hoe dit is in ons lewe. Ons sit en ons kyk en ons kla, maar ons doen niks omtrent dit. Ons beweeg nie vorentoe nie. Ons begin nie om water te maak nie. Ons begin nie om te drink van die water wat beskikbaar is van die lewende water nie. Ons kyk hoe word ons oes gesteel deur die springbaan en deur die mot. Ek en jy moet terugkeer
na die oorspronklike plan. Vers 15. Ek sal 'n oog hou oor hierdie plek en luister na elke gebed wat hier opgestuur word. Want ek het hierdie tempel gekies en dit afgesonder om vir my altyd my woning te wees. My oë en my hart sal daar wees. Wat jou betref, as jy my volg soos jou pa Dawid, doen wat ek beveel het en al my voorskrifte, gebooie en bepalings gehoorsaam. God se verbond en sy seën in vers 15 en 18. Vir dit wanneer hulle sal doen wat reg is in die oë van die Here. Jy sien, God is 'n waarmaker van sy woord. Hy gee nie net hierdie belofte en sê, okay, dis in die Ou Testament, dis nie van toepassing op jou nie, en Kronieke is nie van toepassing op jou nie, dis van toepassing op my en jou vandag. Om vir my en vir jou te wys, God is 'n waarmaker van sy woord en hy verander nie sy woord nie. God is teenwoordig, selfs vanoggend hier in ons midde. En hy luister wat gaan aan in die huis van die Here. Want hy het hierdie plek gekies. Hy het bepaal dat hierdie plek hier gebou moes word, want hy het 'n doel gehad met dit van die begin af. Gehoorsaamheid aan hom hou die kerk lewendig. Dit hou vir my en vir jou lewendig. Ons gehoorsaamheid aan die seën van God in ons lewe en oor hierdie gemeente. Ek doen dit wat die Here van my vra. Ek tree op soos die woord van die Here vir my sê, sy gebooie en dit wat hy vir my gee. Ek doen dit voluit en ek doen dit met volle oorgawe, dan sal die seën van die Here daar wees. Ons dink partymal ag, dis net 'n ou kerkie. Ons dink partymal ag, dit is maar nou net so. God se oë en ore is gevestig op hierdie huis van hom. En hy kyk en hy weet van die aanbidding en dit wat ons bring vanoggend. Ons gehoorsaamheid hou die seën van God in ons lewe, as ook in die gemeente. 'n Vader wat sy kind se stem herken in 'n skare. God herken en hoor sy kinders se stem. Hy hoor in ons samekoms vanoggend hier by mekaar, tussen al hierdie herken hy jou stem, en hy onderskei sy jou stem, en hy hoor jou gebed wat jy uit jou naam doen vandag. Vers 8. Sal ek toe sien dat niemand jou koninklike troon wegneem nie. Dit is dieselfde belofte wat ek jou pa Dawid gegee het, toe ek gesê het, jy sal nooit 'n opvolger wees wat oor Israel regeer nie. Nou maar nee, waarskuwing. Hy sê, maar as julle my verlaat en ongehoorsaam is aan my gebooie en die voorskrifte wat ek julle gegee het, en as julle ander gode dien en hulle aanbid, dan sal ek die volk Israel ontwortel uit hierdie land van my wat ek vir hulle gegee het. Ek sal hierdie tempel verwerp wat ek afgesonder het om my naam te eer. Ek sal dit tot 'n bespotting maak en minagting onder die volke. En hulle het volhard in dit wat gebeur het, en hulle is weggelei in ballingstad. Die tempel was afgebreek geweest, die tempel het 'n bespotting geword. Die mense het gevra, waar is jou God? Waar is hierdie God van Israel dan? Maar as gevolg van die afgode en as gevolg van die verkeerde dinge wat in hulle lewe ingekom het, het God hulle verwyder en hulle is weggevoer deur die Babiloniërs en later aan deur die ander nasies. En eers later sou hulle terugkeer om die tempel te kon herbou. En die nasies en die volke wat agtergebly het, het hulle gespot en vir hulle gesê, waar is julle God? Vers 21, en hoewel hulle die tempel nou indrukwekkend is, sal almal wat verbykom verskrik wees. Hulle sal vra, hoekom het die Here sulke verskriklike dinge aan hierdie tempel gedoen? En die antwoord sal wees, omdat sy volk die Here, die God van hulle voorouers wat hulle uit Egipte gebring het, laat vaar het en eerder ander gode aanhaal, voor hulle gebuig en hulle gedien het. Dis waarom hy al hierdie rampe oor hulle gebring het. God praat met Salomo en hy is besig om vir Salomo te verduidelik oor al hierdie dinge. God se waarskuwing van vers 19 tot 22 is die volgende. Afvalligheid lei tot 'n oordeel. Selfs 'n heilige plek kan verwoes word as die volk van God dit verlaat. As ons 'n bespotting van dit maak. 'n oproep tot getrouheid en 'n waarskuwing teen kompromie. Moenie kompromie aangaan in die wêreld.
moenie gelykvormig wees soos die wêreld nie, want ek kan hierdie tempel verwoes. Wat God vir my en vir jou sê vandag is dat selfs in 'n kerk, selfs in 'n gemeente, kan hy sy gees onttrek as dit nie volgens die wil van die Here is in die gemeente. God kan toelaat dat hierdie kerke verwoesting word. God kan toelaat dat dinge gebeur in hierdie kerk en die mense buitekant sal sê, "O, dis die ouens wat God aanbid, maar waar is hulle God? Kyk hoe lyk hulle kerk. Kyk hoe lyk hulle geestelike lewe." Die nasies het gevra, "Hoekom het dit gebeur?" En die antwoord wat hulle gekry het, hulle het die Here verlaat. 'n Oproep tot getrouheid en 'n waarskuwing teen kompromie is wat ons vind in hierdie gedeelte. 'n Huis wat sterk lyk, maar waarvan die fundament verrot is, dit val in. Is dit nie wat hy vir ons gesê het waarop ons moet in die Nuwe Testament van die gelykenisse van die bouers? Een het sy bou huis gebou op die stewige grond en op die regte fondasie en die ander een nie. En een het in mekaar geval en die ander een nie. Wil vir jou net 'n kort boodskap gee vanoggend. As 'n gemeente sy naam dra, maar leef soos die wêreld, word ons 'n spreekwoord van wat ons kry in Spreuke. Kyk, dis wat gebeur as jy God verlaat. Dis 'n integriteitsaak. My en jou getuienis is 'n integriteitsaak. Ons kan nie God se seën eis terwyl ons in ongehoorsaamheid lewe aan die woord. Ek kan nie 'n getuienis uitdra, maar ek is nie in gehoorsaamheid aan God se woord. Vir my en vir jou van toepassing en vir die gemeente van toepassing vandag. God se plekke waar mense ernstig is. God se plekke waar mense by mekaar kan kom en waar mense bid en God se stem luister en sy oë is gefokus daarop en hy hoor die stem van sy kinders en hy gee die antwoord en die antwoord op die gebed van wat hulle vra. 'n Gemeente wat bid is 'n gemeente waar God wil woon. Hoekom? Ons is afhanklik van hom. Ons gaan voor ons en ons buig voor hom en ons eer hom en ons loof hom en ons prys hom. Op die gebedsgroep sal jy hoor van die getuienisse wat uitkom. Omdat ons die Here se aangesig soek en omdat ons bid en omdat ons intree. Partymal is ons 9, partymal is ons 11, partymal is ons 6. Maar God ken die stem van sy kinders. Tussen dit alles deur nag gee hy die begeerte want sy oë is gefokus en sy oë is gefestig daar en ons is afhanklik van hom. Al gaan dit sleg, droogte, siekte en teëstand. Die antwoord van die oplossing is dit begin by die nee. Die antwoord vir alles in 'n gelowige se lewe wat verkeerd is, begin op die nee. Wanneer ons die aangesig van God soek, wanneer ons wil kom vir hom sê, Here, ek is afhanklik van U, of Here, ek kan niks uit myself uit doen nie, maar dit wat U vir my gee en die vertroue wat ek het in U, dit is wanneer die hand van God begin beweeg en wanneer ons antwoorde sien. As jy herstel wil hê in jou geestelike lewe, as jy herstel wil hê in die gemeente, as jy herstel wil hê in die land of die ekonomie, dit begin by God se mense wat hulle nie buig en God aanbid. Dis wanneer die herstel sal terugkom. Dis wanneer God sal hoor en sal sê, ek sal herstel, ek sal teruggee, ek sal gee die begeertes van julle harte. Maar dit gebeur nie want ons is nie op ons knieë nie. Ons sê dis okay God. Dis okay. Ons sal dit self kan uitsorteer. As ons terugkeer na God, hy hoor en hy herstel. Hy begin met die herstel eers in ons harte, dan in ons huise, dan in ons gemeentes, dan in ons land. Jy sien, wanneer ons benoud is en beangs is, en wanneer ons vreesbevange is, dan wil ons God aanroep en sê, Here, asseblief help ons. Die 30ste Junie is verskriklik, Here, maar waar is dit waar hy eers begin het om die herstel in jou hart te bring, sodat jy terugkeer na hom?
Wanneer jou saak reg is met die Here, dan spoel dit oor na jou huis toe, dan spoel dit oor na die gemeente toe, dan spoel dit oor na jou land toe. God sit nie net 'n volk in 'n gebou nie. Die tempel is maar net steen. Maar vandag, ek en jy is die tempel van God. Ek en jy is die Heilige Gees draers. 1 Korintiërs 3 vers 16 sê, weet julle nie dat julle die tempel van God is? Maar hy wil hê ons moet by mekaar kom soos wat was in die tyd van Salomo. Dis hier waar ons God kom aanbid. Dis hier waar ons saamwerk, dis hier waar ons die aangesig van die Here sien. God vra nie 'n mooier kerk gebou in 'n ander area. Hy vra vir 'n gemeente oor wie hy sy naam uitgeroep het. Aanbid my en ek herstel. Jy sal die getuienis hoor en hulle het die getuienis Woensdag gedeel. Van die intrede toe ons Maandag aand begin bid. En ons die aangesig van die Here sien. Hier en daar was daar sporadiese voorvalle gewees van onrus en van dinge wat verkeerd gegaan het as gevolg van die kriminele element. Maar ek glo. En dis nie net ons kerkie, daar's ander kerke wat ingetree het en daar's ander gelowiges wat ingetree het en gebid het. God het geluister na die stem van sy kinders. En hy het ingetree en 'n verandering gebring. Die fokus moet altyd wees op heiligheid. Dis waaroor dit gaan. Heiligheid. Heiligheid in my lewe, heiligheid in my familie se lewe, heiligheid in ons gemeente se lewe, heiligheid in ons land. God soek mense wat op hulle knieë is. Mense wat bid. Mense wat sy aangesig soek. Here, hoekom gee jy vir my hierdie preek? God wil herstel. En God kan nie herstel voordat ek en jy nie op ons knieë gaan. Voordat ek en jy nie om vergifnis vra nie. Voordat ek en jy nie sy aangesig soek en sê, Here, ons is jammer oor dit wat ons verkeerd gedoen het. God wil jou sien. Hy wil die reën uitstort oor jou. Hy wil jou oorvloedige oes gee in jou lewe. Maar ons is baie maal so trots. Ons wil nie buig voor God. Ons kan allerhande ander dinge doen, maar wanneer dit kom by gebed, is ons nie daar. En dan wil ons nie daar betrokke wees. My gebed is vandag dat die Here sal kom en hy sal herstel. Dat die Here sal kom en sal regmaak, maar dat ons nederigheid voor die Here sal bring. En sy aangesig sal soek.